Johannes 3, vers 14, 15, 16. Halleluja. Glory to God. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word. Hy moet opgelig word. Nou hulle het hom opgelig op Golgotha om hom dood te maak. Prys die naam van die Here, maar ons lig vanmôre sy naam op om hom te verheerlik, om hom te eer, om te sê, Here, dankie, ons waardeer dit wat u vir ons gedoen het, dit wat u gekom het om vir ons te kom doen, ons waardeer dit, halleluja, dat u vir ons gekom sterwe het, dat u vir ons verlossing gebring het, dat u vir ons lewe kom gee het, dat u vir ons kom genees het, ons dankie daarvoor. Amen. Ons kom in die diepte van ons hart en ons lig hom op. Sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Wanneer ons die Here oplig, halleluja, net soos wat Moses die slang in die woestyn opgelig het. Almal wat na die slang gekyk het, het nie gesterwe, die ander die slang hulle gepik. Dat ons in hierdie dag en uur die naam van die Here oplig, halleluja, sodat elkeen wat die naam van die Here aanroep gered kan word. Mense genees kan word. Hoor, die liefde van God is in vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En daar moet ons stil staan. Daar moet ons stil staan. Daar kan ons stil staan. Vers 17. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Baie keer kan jy veroordeel word van mense. Maar die is nog nie die oomblik van God om te veroordeel nie. Hy het nie sy seun gestuur om te veroordeel nie, maar dat mense gered kan word. Dit verklaar vir ons die grote liefde van God. Hoe lief God ons het. Halleluja. Dit verklaar ons hoe lief God ons het. Wanneer ek kyk na die woord wat die Here my gee vir hierdie uur en hierdie tyd. Die tyd is min, daar is genade. Dan is die genade. Kyk na die liefde van God, man. Kyk dat hy sy seun vir jou gee. Kyk dat iemand in jou plek gesterwe het. Jy hoef nie te sterwe nie, maar Jesus Christus het in jou plek gesterwe. Jesus het vir jou gesterwe, sodat jy nie hoef te sterwe nie. Jesus het vir jou gesterwe. Hy het ter hel neergedaal, sodat jy nie hoef deur te daal en in die dood in te gaan en in die doodryk te gaan nie, maar dat jy kan lewe soos Lazarus in die boesem van Vader Abraham. Die vyand gaan vir jou sonde gooi. Hy gaan vir jou probleme gee, hy gaan vir jou siekte gee, hy gaan vir jou 'n toestand gee wat vir jou ondraaglik is. Van hoekom? Hy wil graag by jou geloof uitkom. As die vyand by jou geloof kan uitkom, dan kan hy by jou hoop uitkom. As hy jou hoop geknak het, halleluja, dan kan hy by die liefde wat binne in jou is uitkom. As jou liefde geknak is, dan het jy meer geen hoop vir die lewe nie. Dan sê jy, waarvoor lewe ek nog? Niks werk uit nie. Niemand gee om nie. Want jou liefde is geknak. Halleluja. Dan ander mense sien net die dood. Hy raak depressief, want hy sien nou net die dood, want daar is niks wat op uit kan werk nie. Hy sê vir jou, jy sal nie verstaan nie. Maar ons verstaan wat hier gaan nie. Ons weet wat hier gaan nie. Hoekom? Want ons verstaan wat die woord van die Here sê, dat die vyand sal alles in sy vermoë doen om by jou liefde uit te kom. Die grootste sê, die woord van die Here, 1 Korintiërs 13, die grootste is die liefde, van hoop en geloof is die grootste die liefde. As hy kan jou uitkyk op die lewe, as die duiwel kan jou uitkyk op die lewe knak, by jou hoop uitkom, dan weet hy nie ver om jou geloof te knak nie. As jou geloof geknak is, as hy nie ver om by jou liefde uit te kom nie. As jou liefde geknak is, dan het jy nie uitkyk op die lewe nie.
Dan voel jy waardeloos, minder waardig. Mense gee nie vir jou om nie. Halleluja, jy kyk uit na môre toe nie. Halleluja. Jy sê ook ek lewe maar net vir vandag. Ek lewe maar net. Ek vat maar die lewe soos hy kom. Nee, God wil hê jy moet die lewe vat soos hy kom nie. Hy wil hê jy moet uitkyk na die dag van môre, want hy het vir jou 'n hoop en 'n toekoms. Hy weet wat 'n planne hy vir jou koester. Hy het 'n hoopvolle toekoms vir jou. Jy moet kan beplan, jy moet kan sê, hoorie, maar môre, man, kyk jy, ek kan vanaand gaan slap, maar as ek môreoggend opstaan, dan gaan ek 1, 2, 3 doen, en ek kan Dinsdag 1, 2, 3 doen, en ek gaan Woensdag dit doen, en jy sit jou beplanning uit, en jy bewerk jou beplanning uit, en jy sê, Kersfees, gaan ek Kaap toe of Joburg toe, ek gaan nou dit gaan doen, ek gaan dit gaan doen, hy wil hê jy met jou beplanning uitsit. Want hy het vir jou 'n hoopvolle toekoms. Halleluja. Al kan die wêreld ook môre vergaan, moet jy nou vandag beplan. Jy gaan voluit lewe vir die Here. Halleluja. Want as jy sterwe, dan sterwe jy nie, halleluja, maar jy lewe, want jy het alreeds die lewe in jou lewe aangeneem. Wanneer jy Jesus in jou lewe aanneem, dan kan jy beplan vir môre, want môre is jou hoop nog steeds daar. Jou hoop gaan nie verby nie. Maar wanneer jy die liefde geknak is jou lewe verby, jy lewe net vir nou. As jy sterwe word jy in die hel gesit en daar is niks waarvoor jy uitsien nie. Jy kan nie uitsien nie. Daar is niks van, wat sien jy uit vir die hel? Wat is daar om na uit te sien om hel toe te gaan? Daar is niks om na uit te sien nie. Maar om hemel toe te gaan is iets om na uit te sien. Amen. Ons hoor nie baie van die hemel nie, man. Daar word nie baie van die hemel gepraat nie. Maar Jesus gee vir ons 'n ding. Johannes 14. Hy sê, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit nie vir julle gesê het nie. Hy maak jou opgewonde. Nou baie keer preek die mense net hierdie skrif by die dood, by die dood, by die dood. Nee, hierdie is iets wat jou opgewonde maak, nie oor die dood nie, maar oor die wederkoms van Jesus Christus. Wanneer hy sy kinders kom haal, halleluja, en hy vat hulle, en hy gaan vat hulle, en laat hulle vir ewig en altyd saam met hom kan wees. Prys die naam van die Here. Hy vat hulle daar naartoe. Maar wat Jesus ons hier vertel, is nie van die bruid nie. Is nie van die nuwe Jerusalem nie. Hy praat hier van die hemel. Ons hoor min van die hemel. Ons hoor min van die hemel. Baie mense gaan vir jou sê, die nuwe Jerusalem is die hemel. Die nuwe Jerusalem is die kerk, sê is die kerk. Die nuwe Jerusalem is die mense wat hulle gebekeer het. Die nuwe Jerusalem is die bruid van Christus. Dis die nuwe Jerusalem. Die nuwe Jerusalem daal neer uit die hemel uit. Het die hemel al neergedaal? Nee. Hemel het nooit neergedaal nie. Jesus sê, ek kom van die hemel af. Ek het neergedaal uit die hemel uit. Halleluja. Die nuwe Jerusalem is ook binne in die hemel. Hy kom uit die hemel uit. So die kerk van God is binne in die plek wat God vir hom geberei het. En Jesus sê, in my Vader se huis, dis die hemel, is daar baie wonings. So die nuwe Jerusalem is maar net een. Die paradys is iets anders, halleluja. Daar is verskillende afdelings. As jy kyk, daar die King James wat hy sê, in my Father's house, there are many mansions. Vandag bou die manne groot huise, dan sê hy, is a mansion. Een huis, is a mansion, is dit waar. Die manne bou vandag een huis, dan sê hy, dit is a mansion. A mansion beteken, daar is a huis binne in, daar is huise binne in a huis. Ons ken a huis, a 4 slaapkamer huis, a 3 slaapkamer huis. Dit wat ons ken, hier staan a huis. Maar 'n mansion beteken, ons vat die huis, en ons vat die huis, en ons bou hulle almal in mekaar, as 'n een groot stuk huis, 'n luxe huis, ook nie net sommer net so nie, maar iets wat luxe is, halleluja, en daar is verskillende huise binne in die huis, dan is die huis 'n mansion. Maar hoor wat sê die Here hier, hy sê, in my Vader se huis, is baie mansions. So dit wil sê, in my Vader se huis, is daar baie huise, wat huise binne in hulle is. So, dit wil sê,
Wanneer ons 'n klomp huise bymekaar sit en ons sê is 'n luukse huis en 'n huis is 'n mansion, dan beteken dit daar is nog meer mansions. Dan beteken dit ons vat nou mansions en ons maak mansions bymekaar. Dit beteken is huise binne in 'n luukse huis. In 'n luukse huis is daar 'n luukse huis. In 'n luukse huis is daar 'n luukse huis. Is 'n luuksheid op 'n luuksheid op 'n luuksheid binne in 'n luuksheid. What you know as a mansion is been combined to be the mansion. Hallelujah. And that mansion is another mansion. And in that mansion is another mansion. And that all of those mansions are mansions. And that is not even the house of the Father, but it just describes the house of the Father, which has many mansions. Jy kan nie daarby stil staan. Want toe van die Here ons, as jy hoor van die hel, daar is eers water hier. Baie manne sê, jy kry nie eers, jy sal gou agterkom as jy in die hel is. Jy sal hoor, daar is die water hier. Jy sal gou agterkom. Die een man sê jy, as jy net die reuk van water kan kry, net die reuk, hy sê die Here vat hom dan naartoe, na die hel toe, hy wys hom die hel. Die eerste ding wat hy agterkom, is hoor hierdie plek stink na mensvlees wat brand. Hy sê, maar die stinkryk is erg, maar hy wil niemand hê, dat iemand met daarna toe gaan, die stank hang so, het smaak, hy stank kleef in jou vast, so ryk het, hy ryk, hoe ryk het van mensvlees wat brand. Dit ryk erg, het stink. Hy sê, maar die eerste ding wat ek agterkom is, daar is die water hier. Daar is kars die reuk van water. As dit kan 'n reuk gewees het van water, kan jy beter gevoel het, kan dit met jou beter gegaan het, halleluja. Daarom kan jy hoor wat sê die skrif. Die man sê, ag Vader Abraham, as Lazarus toch maar net die punt van sy vinger kan nat maak. Kyk jy, as hy tot daar by jou kom, as daar niks, net my tong kom verkoel. Maar ons sê daar is nou niks. Ons sê daar is niks, maar kyk hier Revelation. Kyk hier, net jou punt. Daar is 'n groot genoeg druppel om jou tong te verkoel. Wow. Jy moet daar by die ijs gaan toets, daar by die ijs kom, want jy lekker moe geloop is. Maak dit so. Dan maak jy so. Wow. Die man aan die hel is intelligent. Hy wil net hê sy tong moet geverkoel word. So die probleem was hier by sy tong. Hy kon nie gebely het nie. Hy wil nie sy sonde gebely het nie. Hy wou nie vir die Here gesê het, Here, ek is jammer vir my sonde. Ek kom vanmôre huis toe. Ek neem U in my lewe aan as my persoonlike saligmaker. Dit wat U sê in Johannes 3 vers 16. Halleluja, dat ek kan lewe nie. Die probleem was hier by sy tong. Die probleem was hier by sy tong. Maar die Here kom vat ons vanmôre van een level na die volgende level, halleluja, na die volgende level. En wanneer ons by die volgende level uitkom, dan kom ons by 'n level uit, halleluja, 'n dimensie van dominion. Hy vat ons na 'n plek toe waar ons kan heers en regeer. Wanneer jy regeer, halleluja, en jy heers oor dinge, en dan God stel vir Adam aan. Hy seën vir Adam en hy stel vir Adam aan. Hy sê heers oor die aarde.